net in hulle afwesigheid, hier was 'n interessante punt geopper deur die spreekwoordelike agterseun van die plaaswerker. En die punt wat gemaak is dat ons hoop, en hy hoop, in sy afwesigheid, dat die Universiteit van Stellenbosch oor 5 jaar of 10 jaar nog steeds Afrikaanse universiteit gewees, en hy het gesê ook dit is sy wens. En dit is ook wens, 'n interessante vraag, of 'n interessante ding wat geopper is in die kommentaar van die uitvoerende komitee van die konvokasie op 'n diskussiedokument van die taalbeleid in Oktober 2007. En dit is geopper deur die studenteraad. As ek net kan, as julle geduldig sal wees met my, op 'n vraag van die studenteraad se voorsitter, oor wat hulle nou vir voornemende studente moet sê, is die taal van die Universiteit van Stellenbosch, Afrikaans of Engels, is daarop geantwoord dat dit 'n ongeldige vraag is, want die Universiteit Stellenbosch is nog Afrikaans, nog Engels. So, die minuut is feitelik verstreke. Dankie. Dan wil ek op daai stadium sê, ons hoop ons kan oor 5 of 10 jaar, maar ook verder, 'n antwoord daarop gee, in terme van hierdie mosie. Ek dank u. Goeienaand, dames en heren, wat ek vir julle vinnig net wil sê is die publikasies wat daar is, wat wys dat die T-opsie tans nie in die praktyk reg werk nie. Eerstens is daar die Maree verslag wat op aanvraag van die Vlottenburg groep gepubliseer is, en van die deelnemers wat hulle oor die T-opsie uitgespreek het in daai verslag was 66 gekant teen dit, en die verslag het bevind dat die T-opsie daadwerklik tot verengelsing van die universiteit lei. In 2006 is daar 'n verslag genaamd die IS se taalpraktyke opname oor Engels in klas opgestel deur Piet Leroux en Henri Kloete, waar 'n e-pos aan student uitgestuur is oor die toepassing van die taalbeleid aan die IS. Die verslag handel oor toepassing van taalopsies in klasse. Die studie is egter nie omvattend nie, maar bevat prima facie getuienis dat die T-opsie nie werk nie en dat dit tot verengelsing lei. Die oorspronklike verslag is met studentenommers in begin 2006 aan die taalgroep van die IS onder leiding van professor Leon de Stadler oorhandig. En dan ook soos ek gesê het in my aanbieding dat die slimmer verslag van 2008 wat op versoek van die IS Raad gedoen is en wat aanvaar is deur die IS Raad duidelik dat die meeste Afrikaanse en Engelse studente het afkeer in die T-opsie en dat die meeste Afrikaanse studente verkies om primêr in Afrikaans onderrig te ontvang, maar ook met strategiese blootstelling aan Engels. Dankie. Dames en heren, die mosie is nou met die instemming van die voorstellers soos volg geamendeer. Die mosie lui om die ondergetekende konvokasielede van die Universiteit Stellenbosch in ag nemende dat die grondwet van die Republiek van Suid-Afrika Afrikaanssprekendes die reg gee om in die taal van onderrig van hul keuse te studeer en dat die Universiteit van Stellenbosch by uitstek die plek in die land is waar dit kan geskied, versoek, die woord eis word vervang met versoek, dat die Universiteit Stellenbosch dringend 'n volwaardige plek vir Afrikaans in die fakulteite verskaf en indien daar ook 'n Engelse aanbod gedoen word, dit deur tolking of tolkdienste of parallelmedium geskied en dat daarmee die kommerwekkende agteruitgang van Afrikaans medium in verskeie fakulteite omgekeer word. Dames en heren, ek gaan u nou versoek om op die stembrief, en u het 'n aantal stembriewe, maar u moet die wit stembrief gebruik. Woorde. Dames en heren, ek wil nou net die bedankings doen, maar ek wil net aankondig dat ek nou net die uitslag van die verkiesing van die sekretaris ontvang het. Die ja-stemme is 181 en die nee-stemme is 27. Ons sal dit nou so aan die raad rapporteer.